Ja, ek het vanavond so 'n mooi gedeeltetjie wat ek met u wil deel, halleluja, hier uit die boek Jakobus uit, halleluja. Nou Jakobus was 'n groot apostel gemeente, halleluja. En hy was 'n groot kind van die Here gewees, maar hierdie Jakobus en hier is so mooi gedeelte en ek kan sê amper 'n brief wat die Here aan die gemeente geskryf of gegee. Halleluja, die opskrif sê so mooi daar, hy sê aanneming van die persoon word veroordeel. Halleluja, Jakobus 2, wat ek vir ons gaan leer. Maar terwyl ek hierdie gedeelte lees, dan sê Here, hierdie hele gedeelte is soos in ons vandag se tyd. Hoe dit kom by die arme man en hoe dit kom by die ryk man. En daar's niks fout om ryk te wees nie. Maar terwyl ek hierdie gedeelte so lees, sê Here, hou my tog onder die bloed, dat wanneer U ons seën, en wanneer ons gebless is, dat ons nooit in ons lewe groot manskap sal kry, of groot kop sal kry nie. Nou die woord van die Here sê, dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as 'n ryk man deur die hemelpoorte. Nie dat daar foute, luister mooi dit, maar baie van die gaan dit nou vir leer, baie van die mense wat wel af dink hy kan jou roer, hy dink hy kan jou besit, hy dink hy kan maak met jou wat hy wil, want hy het mos niemand nodig nie, hy het mos die Here nie nodig nie, hy het mos alles wat hy, maar ek bid en sê, Here, die dag wanneer U my seën, die dag wanneer die Here U seën, halleluja, om te sê, Vader, halleluja, dat ons nederig sal bly, halleluja, soos wat U wil hê ons moet doen. Jy kry baie manne, kry mense wat, hy het amper niks, maar het lyk of die wêreld aan hom behoort. Dan kry jy ouens wat die wêreld amper aan hom behoort, maar dan lyk hy soos nederig en op die grond en kalm, halleluja. Maar ek wil hierdie gedeelte vir u voorhou, Jakobus 2 vanaf vers 1. Hy sê, my broeders, laat julle geloof in ons Here Jesus Christus. Ons geloof moenie in 'n ryk mense wees nie. Ons geloof moenie wees in daai ou het my dit, ek moet nou chommies maak met daai, want hy is skatryk op daai, halleluja. Daar's nie fout nie, die Here stuur die regte mense op jou pad. Die Here kan die regte ryk mense op jou pad stuur wat nederig is, wat aan die voete van die Here lê, wat vir jou kan voorsien, wat vir my kan voorsien, wat vir ons kan voorsien, halleluja. Die Here doen dit, want onthou net, die Here, as ek en jy bid vir seëninge, ons gaan nie opstaan en hier maak ons die deur oop, dan staan ons in die lug en hier val die geld uit die lug uit, soos daai jare met die Israel deur die manna uitgeval het en die kwartels kom neer. Die Here werk deur iemand. Nou baie keer het al baie gesê dat die kraaie se ore het toegegaan. Want die Here sal daar vir iemand sê, hoor jy moet dit en jy moet dit en doen, ag dan vergeet hy, of dan onthou en sê, ag ek gaan maar probeer iets doen, net laat my wete gesis is, halleluja. Maar 'n werklike ware kind van die Here sal ten volle doen wat hy moet doen. So ons vertroue moet in die Here wees, die Here van die heerlikheid. Nie wees met aanneming van 'n persoon nie. En ongelukkig sê ek het vanaand, ek weet daar sulke mense wat my gaan kruisig gaan buite. Ongelukkig is daar mense wat hulle plekke koop in 'n kerk. Hulle koop hulle plekke op 'n verhoog. Hulle koop hulle plekke vir alles en hierdie groot duisende mense. Daar's nie fout daarmee nie. Dis mooi as die Here die kerk seën. Maar dan kry daai persoon weet ek is hierdie ou. Jy weet daai ou hy sit so R1 miljoen neer en hierdie ou moet ek hou. Ek weet die Here gee vir jou wysheid. Ek weet die Here gee vir jou wysheid om die kerk te regeer, te beheer, as ek so kan te beheer. Ek weet daar moet inkomste wees. Ek weet die kerk, baie keer dat die kerk het 'n besigheid geword om te kan floreer, ongelukkig in vandag se tyd. Halleluja, omdat baie keer van die mense aan toe gaan of die oor toe gegaan het, moet hulle dit so beheer om te kyk dat hy bestaan. Ek weet. Maar hoeveel mense koop nie hulle plek in 'n kerk om te sê, maar hierdie ou, ek hom moet ek hier naby. Ek moet hom laat doen en met hom, dan sal hy ou sy wat al 40 jaar in die kerk het, maar wat nog amper niks is net omdat hy minder het. En dan sê die woord van die Here, ons moet dit nie doen nie. Want as daar in julle vergadering 'n man inkom met 'n goue ringe aan die vingers, met 'n pragtige kleed aan, en daar kom ook 'n ander man in met vuil klere aan, en as julle opsien na hom wat die pragtige klere dra en vir hom sê, gaan u op hierdie goeie plek sit, en vir die arme man sê, gaan jy daar staan of hieronder by my voetbank sit. Hoe baie keer het ons dit al gesien nie. Dan sê hy so mooi, het julle dan nie by julleself onderskeid gemaak en regtes met verkeerde oorlegging geword nie. Luister my geliefde broeder, het God nie die armes
van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk het. Wat probeer die Here sê? Die mens wat arm is ryker as die mens met geld, want omdat ons geloof in die Here is ons miljonêers. Hy sê dit weer, luister my geliefde broer, het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as die rykstes in die geloof en die erfgename van koninkryk, want ons is erfgename van sy koninkryk. Waar die ryk man die erfgename van die koninkryk, so ander woorde sy geld is maar net hierdie bietjie. Maar wat lê vir my en jou voor? Ek en jy dalk nie miskien daai miljoene wat voor lê. Jy gaan dit dalk nog kry, sê jy gaan dit kry nie, maar op hierdie stadium. Maar weet jy wat, as ek en jy nou moet sterf, is ons ryker as die rykste mense op hierdie aarde. Want ons is erfgename, halleluja, wat die woord van die Here sê, van sy koninkryk. Omdat ons arm is, omdat ons nie weelde lewe, is ek afhanklik van die Here. Met ander woorde, ek bly op sy voete. Kom ons gaan gou 'n bietjie hierso deur hierdie kusdorpies, waar miljonêers bly, vra vir hulle wanneer laas het julle gebid. Nee, ons het Sondag toe daar by die kerk, by die kerk van, het ons amen halleluja verslaan. Wanneer laas het jy 'n bietjie gevas? Wanneer laas het jy 'n bietjie op afsondering gaan? Nee, ek weet nie, wat is dit? Ek verstaan dit nie. Ek weet nie. Ek het so 'n paar jaar terug het ek self hier so in die kelder, is 'n man toe ek hier so kom en moes hy kontrak werk gedoen en dan het ek so getrek rondgery en ander, toe nog hy wit bakkie gehad, die wat my kan onthou. En en ek is hier besig en ek trek 'n ou hier so vanaf trek ek na Klein Baai toe en ek is so besig en ek sê vir hom met respek sê vir hom, mag die Here Jesus Christus jou seën waar jy bly. En hy kyk my so vuil en hy sê vir my, wat se ding praat jy nou van? Ek vra vir hom wat? Hy sê, wat se ding is dit? Wat se ding is dit? En dan gaan nie eens sê wat se woord hy gesê verder. En ek dink ek myself, Here, hoe kan mense so met God speel? Dit is waar die ryk inkom. Hy voel niks. Hy voel niks. Maar ek en jy wat dalk bietjie arm is, verstaan nou mooi. Ek praat, as ek praat van arm, praat ek sê van middelklas, ons kan leef, ons eet en ons ry, maar ons kan nie gaan doen wat hulle doen nie. Ons is nie so arm, ons eet ja, ons het klere om te dra, ons het 'n voertuig om te ry. So ons is nie regtig arm, want 'n geestesterm is ons nie soos daai mens. Met ander woorde, ons is ryk in God. Ons is ryk, dan sê hy so verder, sê luister, my geliefde broer, het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgenaam van die koninkryk, want hy beloof dit aan die wat hom liefhet. Met ander woorde, hier is die kerngedagte vanaand, halleluja, om daar uit te kom, wees lief vir God. Want as jy vir God lief is, sal jy doen ook wat hy vir jou sê. As jy vir jou man lief is, dan gaan jy mos nie iets doen en verkeerd doen. Jy doen mos omdat jy lief is vir wat hy van hou. As jou vrou, as jy lief is vir jou vrou, gaan jy mos doen wat jy wil hê jou vrou moet doen. So dat sy lief en dan sê jy so, maar julle het die arme man oneer aangedoen. Is dit nie juist die ryke? En hierdie was vir my sulke groot woorde, want ja, as ek oor die nuus kyk, of ek hoor in die hof, en ek praat aan vandag se tyd, 2025, die jaar 2025, 2025, dan praat, dan sê hy so, is dit nie julle wat die edele naam belaster, oor julle aangeroep is nie? As julle ewenwel die koninklike wet volbring, volgens die skrif, jy moet jou naaste lief hê. Maar luister nou mooi wat sê in hierdie versie sê. Maar julle het die arme man oneer aangedoen. Is dit nie juist die rykes wat julle oorweldig en julle voor die regbank sleep? Wat is 'n regbank? Die hof. Dis 'n regbank. Ek lees hom weer. Maar is dit nie die rykes wat julle oorweldig? Wat beteken oorweldig? Sy mond is so groot, man, jy sal ek sê vir jou, ek vat jou op, te moenie jy met my nie, dan bring hy 'n paar Engelse knoop rond daai. En dan vloek hy na die sewe, man, jy kan nie vir my kom sê wat, jy kan nie vir my sê so, ek sê vir jou so, jy kan my aanvat soos wat jy wil, ek het soveel advokate en ek het soveel prokureur. Dan sê hy, is dit nie hulle wat jou voor die regbank sleep nie? Hoekom moet 'n mens by iemand kruip om iets te kry, maar daai persoon sal sy rug op jou dra op die einde van die dag en jou seën maak? As jy wat jy by die Here Jesus kan staan en sê maar denkbeeldig kruip, en jy kruip nie want jy het hom lief, en die Here Jesus gee vir jou, hy sê jou brood en jou water sal gewis wees.
As wat jy met hierdie las staan, ek wil net dit mooi sien vanaand geestesnou. Daar's niks fout, jy luister mooi, jy daar buite. Daar's niks fout om miljonair te wees nie. Daar's niks nie. Daar's niks fout om ryk te wees nie. Maar wees nederig in die Here. Wees lief vir die Here en kom nederig voor. Moenie dat jou geld na jou kop toe harte en sê maar ek is hierdie man, ek is hierdie vrou, ek gaan maak wat ek wil. Ek gaan maak en breek soos wat ek wil, want ek het die geld nie. Nee. Jy's arm in die oë van die Here, ryk man, hoor vanaand wat sê God vir jou. Jy's arm in die oë van die Here as jy hom nie lief het en by hom staan nie. En arm man, as jy by God staan, is jy ryk in sy oë. Halleluja. Het hulle fout gemaak. Jakobus praat hiervan. En ek wil jou bemoedig vanaand, kom ons hou vas. Ek het dan in die verlede baie keer het ek self die fout gemaak. Ek het die fout, ek is nie skaam om te sê nie. Manne wat by beroep het by die bediening het hulle my belieg en bedrieg. Hulle het valse goed teen my naam gaan sê maar so, omdat hulle jaloers was net om iemand anders in te kry. Maar dan gaan nie ons is mos geld. Hierdie is 'n groot pakket, hierdie is 'n groot salaris, laat ek gaan. Moet dit nooit in jou lewe doen, die gaan vir die Here Jesus. God sal die kraaie stuur, so wat hy vir Elia gestuur het, om te voed, so sal hy jou voed. Halleluja. So sal die Here jou deurdra. Here, wat moet ek môre eet? Here, wat gaan ek maak? Jou brood en jou water sal gewis wees, my kind. Daar's baie keer in die laaste dat ek die man sê, Here, wat gaan ons maak as ek sien dan? Sal iemand 'n WhatsApp sê, hoor jy, ek wil 'n boekie koop. Of hoor jy, ek wil 'n USB stick koop of so. En sê prys die Here, daar's 'n uitkomste. Prys die Here, daar's dit. Halleluja. Of ek sal iets kan sê, ek koop hier en ek verkoop daar, net om te genereer, om aan te gaan. Die Here gee vir jou die wysheid, die Here gee jou die krag. Maar jy wat ryk is sonder die Here, jy's die armste mens in die wêreld. Maar jy wat arm is met God, jy is die rykste. Maar hierdie was my die mooiste woorde. Halleluja. Wat ek kom weer lees. Is dit die hulle wat jou voor die regbanke sleep? Hy wil jou hof toe vat vir enigiets wat jy nou maak. En ongelukkig kry jy, luister mooi, ek sê dit in 'n mooi sin vanaand. Ongelukkig kry jy meerdere, as 'n vrou ryk is en sy het geld, en sy sit op 'n man se kop, of sy oorheers hierdie of so, kan hulle so lelik raak. Ek sê nie almal verstaan my mooi. Ek wil nie vanaand gegooi word met handsakke nie. Het julle lief wat hier sal sit. Maar verstaan, ek sê nie weer sien ek ook 'n vrou, ons ry daar so na ma's besig. Jy kan hierdie vrou kom met so 'n lang slaap, want jy kan sien hierdie is 'n paar miljoen rand. Dis daai uitdruk, kom, ry. Maar uitdruk, kyk, sy sê vir jou wat om te doen. Kyk jy by jouself, ja, sy's tog niks. Manne, jy's tog niks. Ek het al by plekke gewerk in my lewe waar baase, hulle is hierdie ryk mense wat dink hulle kan jou sleg behandel. Hulle dink hulle kan jou aanvat soos jy wil. Ek weet hulle hoor my oor die lip, maar dit pla my nie. Ek is nie afhanklik van een baas of een mens, ek is afhanklik van God. Dan wil hulle jou met hierdie mag en krag wil jou aanval, want ek het mos hierdie status en ryk, ek kan mos vinnig iemand omkoop. Dit is so, sorry dat ek dit sê vanaand. Ek kan maklik hierdie geld onder dit sit, ek kan maklik hierdie geld sit. Halleluja. Ons moet by God staan. En die Here Jesus dra ons deur. Hy sal jou voorsiening wees. Hy is jou bron van inkomste. Partykeer voel dit vir jou, jy kan nie meer. Partykeer, maar ek wil vanaand toe sê, die Here gee jou wysheid. Die Here gee vir jou krag. Halleluja. Maar ek lees dit weer, ek sal dit oor en oor lees, is dit nie hulle wat jou voor die regsbank sleep. Gaan kyk die meerderheid, gaan kyk bietjie na die as jy op die internet gaan kyk, na die media. Dis hierdie groot besighede wat mekaar aanval. Dis hierdie groot besighede wat korrup is. Dis hierdie besigheid wat bankrot gespeel weer hierdie ene wat al die geld gesteel het. Dit is hierdie ene wat bedrog gepleeg het oor hierdie. Dit is hoe die hele land gaan. Hierdie water, dit kan nie betaal. Hierdie het dit wat daai ene die geld gesien en daai. Dis alles net 'n klomp deur mekaar goed. Hoekom? Want hulle is arm in die oë van die Here, wat hulle dink hulle kan maak en breek soos wat hulle wil. Maar ek en jy wat vanaand in God sal ek sê weer, as niks fout om gebless en geseën te wees. Die Here seën en bless ons, daar's niks fout nie geroep. Ek vra dit vanaand, kom ons hou vas, nou sluit my dit aan. Die Here is hier om jou deur te dra. Die Here is hier om jou te versterk. Die Here is hier om jou vas te sê, my kind, halleluja, jy is eintlik die ryk Here. Ek en jy wat vanaand is en wat my vertroue is in God, nie in die mens nie.
Ek kan met môreoggend opstaan en kan ek nie na Pietie daar toe gaan met my pyjamaatjies in Japon en sê, hey, how's it? Is die koffie klaar, is die ontbyt klaar, hoe lyk dit? En ek kyk hier oor die see en die swembad is hier voor my en hier dra hulle alles vir my aan. Hey, Pieter, hoe lyk dit? Wat gaan ons vandag doen? Hoe lyk dit? Wat gaan jy vandag vir my gee? Nee. Down on my knee. I found the answer. Op my knieë kry ek my antwoord. By God kry ek my antwoord. By die Here kry ek my antwoord. Want as hy van môre oor môre sterf daai een af, weet jy wat? Dan daar gaan jy. En ongelukkig kan ek vanaand ook 'n ding sê waar ek mee kan afsluit. Ek het al baie gesê. Dis hoe die wêreldmense werk. Wie is nie almal nie. Nie almal nie. Baie van die wêreldmense, jy kan vir hulle werk besighede. Jy kan vir hulle terwyl jy vir hulle werk as jy die beste. Maar as hulle vir jou kwaad geword het of jy kry seer of jy moet afgaan as jy 'n 0 op 'n kontrak, dan jaag jy jou weg. As jy vir jou laat jy gaan. As jy sê jy gaan dit doen, sê hy met die grootste plesier gaan, dan voel hy niks vir jou. Die wêreldsmens voel vir jou as kind van die Here niks. Hoor vanaand wat ek vir jou sê. Hulle sal floreer en hulle sal bo kom, maar jy sal staan maar prys die Here. As ek my oë hier toemaak, as ek sal nooit by ander bloed is 'n mens voor. Dan sê ek ver aan die kant die blou, dan rit die Here my weg. Daar's Lazarus in die ryk man. Lazarus was 4 dae dood, die Here roep hom, maar terwyl hy in die graf is, toe sit die ryk man aan die ander kant van die kloof. En hy sê vir Lazarus in die boesem van Vader Abraham. En hy sê vir Lazarus, hy sê asseblief red my. En Abraham sê vir hom, ek kan nie. Hier's 'n diep swart kloof tussen my en jou. Lig en duisternis kan jy daai pad gekies, maar jy dit gedoen. Hy sê maar luister, ek het 5 ander broers wat ek gaan wag. Hy sê nee. As hulle nie eers na die profete wou luister nie, hoekom gaan hulle na jou luister? Luister mooi. Die Here sê vir hom, hy sê vir hom, luister ryk man. Wie dink jy is jy? Met ander woorde, tot in die doderyk het hy gedink sy geld en alles kan gaan koop, laat sy broers vir hom gaan luister. En Abba sê vir hom nie, hulle die profete by hulle wat dit vir hulle kan sê. Maar as hulle nie eens vir die profete wil luister nie, hoekom gaan hulle vir jou luister? Hy sê maar asseblief, maak dan net, laat hy laat hy net sy vingers nat maak en op my tong kom sit, op my lippe wat hier wag is, lei ek smarte. Dis warm, ek lei smarte. Terwyl in die voorportaal van die doderyk is, wat voorbereiding tot die hel. En Lazarus is in die voorportaal van die hemel. Halleluja, waar voorbereiding is vir die nuwe Jerusalem wat op pad is. Want ek vanaand vir sê, kom ons hou eerder vas. Halleluja, kom ons staan eerder vas, geliefde. In vandag se tyd moet ons by die Here staan. Jy moet probeer om sonder skuld te wees. Jy moet probeer kyk dat dit waar jy kan spaar, spaar jy. Sê Here, dankie daarvoor. Dankie vir wat U vir my gedoen het. Ek weet die lewe is moeilik. Ek weet die lewe is swaar. Halleluja, baie keer voel die Here kan, maar ek wil vanaand vir sê, ek kan getuig hê van vanaand. As jy alles vir die Here gee, soos wat die Here vir jou vra, die Here maak vir jou deur. Alles is nie onmiddellik. Ek sê weer, ek het jare terug het ek al profesie gekry. Wat nou eers binnekort tot vervulling moet kom. Dis al 20 jaar, 30 jaar. Maar kom ons hou vas. Mag die Here julle seën en mag die Here bless. Halleluja. Amen. En amen.